Dis lente en dit voel of die aarde net asemhaal. Oral om ons is dit mooi en kleurvol en ons ook so 'n tikkie meer allergie, seker by almal van ons. 'n Vriend van my sê rukkie terug toe ons so saam sit en kuier dat dit vir hom so moeilik is in hierdie besige lewe om net bewus te bly van die Here. En soos wat ek vir hom sit en luister, dink ek aan 'n ou professor by wie ek klas gekry het se woorde, wat vir my gesê het, Karen, herinner mense altyd aan God se ritme. Dis 'n konstante ritme wat altyd om ons is. Daardie ritme is dat daar lewe is, alle lewe gaan iewers dood, maar uit daai doodheid is daar ook altyd weer nuwe lewe. En hierdie professor sê so mooi vir my dat wanneer ons hierdie ritme in ons eie lewe kan raak sien, maar ook om ons kan raak sien, dan het ons die oë gekry om God te kan sien. So dink 'n bietjie sommer net aan jouself. Daar moet nogal 'n paar diere en plante doodgaan vir jou om te eet, om die regte goed in te neem, om sommer net krag en energie te kan hê om te kan lewe. Kyk na die natuur wat ons so mooi nou om ons sien. Oral om ons is al bloeiseltjies, maar dit kom alles uit nadat ons tuin in die winter dood gegaan het. Het is asof die Here ons kom herinner dat daar uit alle doodheid nuwe lewe is. En selfs in my en jou persoonlike lewens weet ons dat soms is daar dele van onsself wat ons moet kan neerlê. Dit is soms vir ons moeilik om dit te kan doen, te kan weet presies wat dit is. Maar as ons daai dele kan neerlê en nuwe dele kan opstaan, kan ons verhoudings op nuwe maniere aanpak. En ek glo, en ek en my vriend het so lekker daaroor gesels, dat dit die manier is om bewus te bly van die Here in ons lewens. So, daai bekende paaie wat jy stap, elke dag, in jou huis waar jy elke dag funksioneer, mag jy in hierdie lente sommer net ook 'n nuwe begin hê. Mag jy dit voel diep in jou binneste, dat die Here vir jou nog 'n kans gee, nog 'n oomblik om goed met nuwe oë te kan raak sien. Ek los julle graag met hierdie mooi woorde van Ingrid Goff, wat sê, God spoke today in flowers, and I, who was waiting on words, almost missed the conversation.